Goeiedag. Ons oordink hierdie week hoe ons as 'n geloofsgemeenskap saam kan bid. Ek wonder wat jou ervaring is van so 'n geloofsgemeenskap wat saam bid. Wat is jou ervaring vir wanneer iemand in jou geloofsgemeenskap in gevaar is? Wat doen die medegelowiges wat jy ken wanneer een in die groep werklik in die moeilikheid is of swaar tye beleef? In Handelinge 12 kry ons 'n eenvoudige antwoord van wat ons moet doen. Ons moet bid. Of dit jou ervaring is of nie, dit is waartoe die Here ons roep. Lees die teks saam met my. Nadat Herodes vir Petrus laat vang het, het hy hom in die tronk gesit en hom deur 4 afdelings van 4 soldate elk laat bewaak. Herodes wou hom na die Paasfees voor die volk bring. So is hy dan in die tronk bewaak. Maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Handelinge 12 vers 4 en 5. So hier word 'n prentjie geskets van 'n groep mense wat nie net stil vir hulle self bid nie net 'n vinnige gebedsversoek op 'n groep vinnig deurwerk nie, maar aanhoudend saamkom in gebed. En die gebed van hierdie groep gelowiges het alles verander. Hierdie teks herinner ons hoe dinamies en kragtig dit wel is as gelowiges intree vir mekaar in gebed. Gebed is 'n daad van hoop, van geloof en van onwrikbare verbondenheid aan mekaar en aan God. In vandag se teks lees ons hoe Petrus vasgebind is, maar hoe die gemeente vry was en hulle het hul vryheid gebruik om Petrus te dra. Dit is nie net sekeres in die gemeente wat gebid het nie, hulle het as groep saam vir Petrus gebid. Hulle het geglo dat Petrus se stryd hulle saak is. Intersessie is nie om namens iemand anders te praat nie, dit is om saam met hulle voor God te staan. Henry Nouwen beskryf hierdie intersessiegebed as standing in the gap where pain and hope meets. Dit is wat hierdie gemeente doen. Hulle vul die gaping tussen die tronk en Petrus se vryheid. So, om vir ander te bid, begin jy by 'n verbondenheid met hulle en hulle situasie. Ons lees verder in vers 13 tot 16. Toe hy geklop het aan die buitedeur, het hulle nie geglo dat dit regtig Petrus was nie. En dit is so ironies, want hulle het mos nou net gebid dat hy wel vry moet kom. Hulle het gebid vir sy bevryding, maar toe dit gebeur, kon hulle dit nie glo nie. So duidelik het God nie op hulle geloof staat gemaak nie. Hy dalk eerder staat gemaak op hulle volharding of op hulle volharding gereageer toe hulle vir Petrus ingetree het. Hierdie groep gelowiges leer ons iets belangrik. Selfs al twyfel jy dat God jou gebed sal verhoor, bly bid, bly volhard. Ons word gevra om in die gaping te staan en God te vertrou met wat ook al die uitkoms is. Somtyds bid ons in groot geloof. Somtyds bid ons wanneer ons uitgeput en oorlaai is en moeilik glo. Maar dit maak nie saak hoe jy voel, hoe groot of klein jou geloof is nie. Wat saak maak is dat ons getrou bly bid. Wanneer ons saam met ander bid, oefen ons hierdie tipe volharding. Dit is makliker om aan te hou hoop as ons dit saam met ander doen. Dis juis maklik wanneer dit nie vir ons sin maak nie. Ander help ons juis wanneer dit vir ons moeilik is om te bly glo. Vers 16 sê toe hulle hom sien, was hulle verbaas. Hierdie gebedsbyeenkoms het nie net Petrus se omstandighede verander nie. Dit het die gemeente se geloof opgebou. Hulle het eerstehands gesien dat God kan doen wat ons vra, dat hy meer kan doen as wat ons vra.
Gebed is 'n dissipline wat nie net dinge vir ons verander nie, maar dinge in ons verander. Intersessie verander meer as net die situasie. Dit vorm ons en dit vorm ook ons saamwees. Dit kweek by ons 'n kultuur van geloof, maar ook empatie en medelee, die gewoonte om ander se saak ons saak te maak. So ek wonder op watter manier bid jy saam met ander vir die in nood. Dalk kan jou klein groep of jou gesin 'n intersessieskring begin. Julle kan begin deur 'n persoon of situasie saam na God toe te dra. Julle kan selfs vir God vra om vir julle mense en situasies uit te wys. Onthou vandag se verhaal. Daardie gelowiges het sonder dat hulle werklik geweet het wat die uitkoms sou wees, nog steeds vir Petrus se bevryding gebid. Wie is daar in jou lewe met letterlike of figuurlike kettinge vir wie jy in hierdie oomblik wil intree? Kom ons bid saam. Ag Here, help ons om ons medegelowiges, ons geloofsfamilie se laste te dra deur die hulp wat ons vir hulle kan bied, maar ook Here in gebed. Gee dat ons in die gaping sal staan van waar hulle is en waar ons hoop hulle sal kan wees. Here, ons bid vir die wat vasgevang is en nie vry is nie. Here, maak hulle vry. Amen.